van 'n goeie ding is nie goed nie. Groot mense sit weg julle selfone en let op. Sosiale media ruk hand uit. En dis tyd dat ons voet neersit. Genoeg is genoeg. Snapchat, Pinterest, Instagram, Facebook, WhatsApp en X. YouTube, TikTok, Messenger, WeChat en Telegram. In 2023 was Facebook die grootste netwerk met oor 3 miljard gebruikers. WhatsApp was kort op sake met net onder 3 miljard gebruikers. Mense in Suid-Afrika maak ook die pap te dik aan met amper 30 miljoen Suid-Afrikaners wat sosiale media gebruik om kontak met familie en vriende te behou en die nuus te lees. Wat het gewoon van posstuie of die remtelegram? Wie weet ooit wat 'n teleksmasjien en 'n faksmasjien is? My ouma weet presies hoe dit gewerk het. Toe ons klein was, het pappa vir ons 'n stuk touw tussen 2 blikkies vasgemaak. Dan het ons so met mekaar gepraat. Ouma sê ook as jy 'n glas in 'n muur druk en jou oor daarteen hou, kan jy hoor wat die mense aan die ander kant gesels. Groot mense is heeldag op hulle selfone, selfs wanneer hulle kinders by hulle is. Die ander aand toe ons krag af was, moes my pa met my ma gesels. En toe kom hy agter, sy is eintlik 'n baie gawe persoon. Voorsitter, dames en here, sosiale media is 'n ewel. Stille waters, diepe grond. Op sosiale media draai die duiwel rond. Microsoft het in 2018 'n studie oor aanlyn hoflikheid gedoen. Uit 14 lande was Suid-Afrikaners die onbeskoofde aanlyn gebruikers met 'n punt van 78%. Ek skaam my mors dood. Wel, AB de Villiers is daarom die Suid-Afrikaner met die meeste aanhangers op Instagram. Meer as 23 miljoen mense volg hom. As so baie mense my volg, stel ek die FBI aan om my op te pas. Tieners is maar net so erg. 92% van tieners is elke liewe dag online. Sosiale media is te dik vir 'n daalder en ons gaan dit bewys. My naam is Ivanka en ek stel aan u voor Benjamin, Rike en Adam. Ons gaan nie vandag my broodjies bak nie. Sosiale media het 'n negatiewe effek op verhoudings. Rike, moenie doekies omdraai nie. Wat is jou standpunt? Sosiale media maak mense antisosiaal. Adam, wat is jou standpunt? Sosiale media is gevaarlik. Op hierdie noot is ons dit eens. Hou op die bek, sit sosiale media op sy plek. Ek stel dan vir Benjamin aan die woord. Dankie Wanka. Sosiale media het 'n negatiewe effek op verhoudings. In die eerste plek lei sosiale media tot miskommunikasie. Sosiale media lei dikwels tot misverstand weens die gebrek aan konteks. Dr. Hugo Throng, 'n kliniese sielkundige gesels met Fransen Prins in die Ligtyd skrifartikel Sosiale media en angstige tieners. 10de Maart 2022. Mense kan nie mekaar se gesigte sien wanneer hulle byvoorbeeld op WhatsApp selfs nie. Party mense gebruik hoofletters en uitroeptekens om 'n punt te staaf, maar die ander persoon dink die stuurder daarvan raas op 'n klei. Dit lei tot misverstande. Emoticons en afkorting is bedoel om kommunikasie te vergemaklik. Maar wat beteken die volgende nou eintlik? Hallo, BF, HGT, TLX vir jou. MCG, WMJ, ons praat LTR. Tweedens, verminder die gesindheid. Iemand slaapheid, ouer kontant, skryf op al netwerkvriendelik artikel die impak van sosiale media op verhoudings. 5de Maart 2024, dat gesinne nie meer kwaliteit tyd met mekaar kan spandeer nie. Na werk is mamma moeg en vat 'n ruskiltie met die foon in die hand. Papa vang gou op met al die nuusgebeure en Boetie en Sissie kry ook 'n selfoon sodat hulle uit ma se haar kan bly. Gelukkig nie by ons nie. Ek kry so baie huiswerk dat mamma en papa nie tyd vir sosiale media het nie. My juffrou sorg daarvoor. Dankie juffrou. Laastens, skep sosiale media wanpersepsie van verhoudings. Digitale welstandsafrigter Dr. Marlene Kreer is passievol daaroor om bewyse te onder ouers en kinders te skep oor die gevare van sosiale media. Sy skryf op haar webblad Technolife Visa
November 2024 dat gesinne nie meer 'n beeld skep van perfekte gesinne en perfekte verhoudings. Die werklike lewe lyk glad nie so nie. Baie kinders kom uit gebroke families of saamgestelde gesinne. Wanneer hulle self vergelyk met sosiale media se perfekte mense, kan dit lei tot depressie en 'n gevoel van minderwaardigheid. Ek is gelukkig tevrede met my familie. I like ons is die Adams family. My ma sê TikTok is vol mense met gladgestrykte velle en KI-lywe. Niemand is vet of oud nie. TikTok, TikTok, hang sosiale media aan die groot klok. Dankie Benjamin, baie goeie argumente. Rike, ons hoor graag van jou. Sosiale media maak ons antisosiaal. Eerstens, baie besighede kommunikeer nou met hul werkers aanlyn. 'n Nare ding het kop uitgesteek tydens die Grendel-griep. Mense moes van die huis af werk. Skielik het almal begin vergaderings hou op Zoom. Besighede en skole, almal Zoom saam rondom die skerm en weg is die persoonlike kontak. Dit is volgens sosiale media kenner Magriet Groenewald in die artikel Woeker op sosiale media Sari tydskrif 6 Februarie 2024. Zoom, dis nie meer wat baie doen. Tweedens, grootmense en kinders kan saam met mekaar speel op sosiale media platforms. Audrey van Rooyen, stigter van Magnificent Kids, skryf op 5 Mei 2024 op die webtuiste met dieselfde naam na haar blog, dat kinders al hoe meer en meer geïsoleerd raak as gevolg van aanlyn speletjies. Hulle bou verhoudings met vriende, maar daar is geen fisiese kontak nie. Nee, dit gaan nie vir my werk nie. Ek hou daarvan om my vriende in die oë te kyk en so verhoudings gebou. Het julle geweet, daar is tot saamsing sessies waar mense in verskillende lande kan saamsing op WhatsApp, Facebook of TikTok. Ag nee wat, dis 'n konsternasie van 'n ander planeet. Laastens, kan alles deesdae op sosiale media gevind word. Resepte, modes, advies en aanlyn kursusse. Die gevolg is dat besighede toemaak en baie mense besoek nie meer plekke soos die biblioteek nie, want alles is op sosiale media. Dr. Douglas Perry, navorser by die Universiteit van Amsterdam, word aangehaal in 'n artikel van Marula Media 25 Julie 2024. Hy sê mense woon nie meer kursusse en ander groepsaktiwiteite by 'n persoon nie. Dus is daar ook nie meer persoonlike kontak nie. Mamma en haar vriendinne het 'n WhatsApp-groepie gestig om resepte te ruil. Ek en pappa is natuurlik die proefkonyne wat al die floppies moet eet. Ons sê maar niks, dan is daar niks. Rike, what's up met sosiale media? Okay, stop die bus. Sosiale media sê die pot mis. Adam, jy lag of jy betaal word. Oortuig die gehoor van jou standpunt. Dankie Wanka, wie laaste lag beslis die lekkerste, maar hierdie is nie 'n grap nie. Die eerste rooi lig is kiberafknouery. Sosiale media skend mense se privaatheid. Karin van Jaarsveld, 'n bekende sangeres, het met Martin Bester gesels op Radio Jacaranda 6 November 2023. Kiberkrakers het gewig vir die spul gebruik as 'n strategie om onskuldige slagoffers op sosiale media te lok. Identiteitsdiefstal is 'n groot probleem. Mense se identiteit word deur swindelaars gesteel. Ek het net die ander dag gehoor van 'n tannie wie se laaste geldjies uit haar bankrekening gesteel is. Hulle dink die persoon wat die boodskap gestuur het, is iemand wat hulle ken. Dis hartseer, veral wanneer dit mense is wie ons ken. Kiberkrakers is moeilikheidmakers. Tystering en afknouery op sosiale media is tweede rooi lig. Op WhatsApp groepies gebeur dit dat selfs kinders mekaar sleg sê. Mense kan ook nou anoniem plasings maak op Facebook en ander platforms. David Brand, 'n kommunikasiespesialist op die webblad weet.co.za April 2020 dat kinders toenemend geboelie word. Ouers moet die profiele baie goed beveilig met wagwoorde en twee-stap verifikasies. Ouers moet bewus wees van die gevare en dit met hul kinders bespreek.
Die derde rooi lig is verspreiding van verkeerde inligting en vals nuus. Voor die koerante nog enige nuus kan plaas, is daar reeds uit op sosiale media en dikwels met 'n stertjie daarbey. Dit lei tot kinderstories en paniek. Die Suid-Afrikaanse Onderwysunie sê in hul nuusbrief met verantwoordelik met sosiale media Desember 2024 dat daar geen reëls in staat is oor sosiale media nie. En die Poppiewet van 2020 maak nie 'n hond daaraf nie. Ja, vra maar vir Tannie Marilies en haar fiets. Voor jy kan sê mes, weet die hele buurt van jou probleem. So die geheim is, moenie jou wasgoed op sosiale media was nie. Voorsitter, dames en here, ons sluit af. Dit is die klinkklare bewys. Sosiale media is 'n dik vir 'n daalder, want Sosiale media het 'n negatiewe effek op verhoudings. sosiale media maak mense antisosiaal. Sosiale media is gevaarlik. Daar het julle dit in 'n neutedop. TikTok, Facebook, Instagram en X. Sosiale media maak my lewe net meer kompleks.